Genade en vrede, goedheid en guns, rykdom en eer, lewe en onsterflikheid vir jou. Shalom, shalom. Ek skuld julle nou al baie lank 'n deel 3 oor hoe om te bid. En voordat jy hierdie video kyk, voordat jy hierdie post kyk, wil ek hê jy moet graag gaan kyk na deel 1 en deel 2 as jy dit nog nie gedoen het nie. Want in deel 1 hanteer ons eintlik basies wat gebed nie is nie. En in deel 2 het ons meer gepraat oor wie bid. Want voordat ons kom by hoe ons moet bid, is dit baie belangrik om te weet wie dit is wat bid. Ons het vir mekaar gesê dat ons nie as slawe moet bid nie, nie met 'n slawe mentaliteit nie, maar dat ons moet bid met die verstaan dat ons seuns van God is en dat ons met ons Vader praat. Dis nie ons slawe drywer met wie ons praat nie. Hy's nie net ons eienaar of ons baas nie, hy's ons pa. En daarom kan ons tot hom gaan en ons kan met vrymoedigheid bid. Ons hoef nie te verdien nie, want dit wat syne is, kom ons toe. So wanneer ons bid, is ons amper soos die eerste seun in die verhaal van die verlore seun, wat sê, Vader, gee my die deel wat my toekom. So, ons weet wie ons is, ons weet dit wat ons van die Vader vra, hoef ons nie te verdien nie, ons hoef nie te perform daarvoor nie, want dit kom ons toe, omdat ons seuns is, en hy is ons pa. So dis wat ons in deel 1 en in deel 2 gehanteer het. Vandag gaan ek kyk na deel 3, hoe om te bid. En ek wil kyk na nie Efesiërs nie, Filippense 4, en ek gaan lees vers 6. Nou, hoe Filippense begin is met vers 6, hy sê, wees oor niks besorg nie. Paulus sê, wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie. Baie belangrik, voordat ons verder gaan oor hoe om te bid. Kyk nou hoeveel tyd die Bybel spandeer oor ons ingesteldheid in gebed, meer as oor die woorde wat ons gebruik wanneer ons bid. Paulus sê hierso, wees oor niks besorg nie. Een van die ander Engelse vertaling sê, do not be anxious about anything. Moenie vreesagtig wees oor enige iets nie. Wees oor niks besorg nie, wees oor niks bekommerd nie. Nou, wanneer ons in gebed inkom, wanneer jy in gebed kom, en jy wil tot Vader praat, die gebed moet die gebed van geloof wees. En dis ongelukkig 'n cliché in die kerk. Mense sê vir mekaar, jy moet net glo wanneer jy bid. Of hulle sê vir jou so maklik, jy moet geloof hê wanneer jy bid. En dit is waar, maar wat beteken dit? Dit beteken dat ek kom nie in gebed tot die Vader met 'n hart vol bekommernis nie. Dis nie my bekommernis wat my dryf om te bid nie. Dis nie my angs wat my dryf om te bid nie. Dis nie my behoefte wat my dryf om te bid nie. Nou, ek wil graag kyk na daai woordjie, be anxious. Do not be anxious about anything. Do not be anxious about anything. Hierdie Griekse woord wat gebruik word daar deur Paulus beteken to separate into parts, cut into pieces, be split into factions. So, wanneer hy sê, do not be anxious, do not be troubled, do not care, do not worry, dan sê hy, moenie jouself verdeel of skei van wie jy is nie. Moet jouself nie verdeel of skei van wie God is nie. Nou, dis ongelukkig so. Wanneer ons bid, dan dink ons aan God daar ver en ons hierso en ons is in 'n probleem en ons ervaar situasies wat nie lekker is nie en dis hoe ons kom en nou kom ons met worry en bekommernis en vrees en ons kom bid en ons smeek 'n God ver om vir ons iets te doen en dit is angs
Dit is bekommernis. Dis wat Paulus aanspreek. Hy sê, moen jou nie ver van God sien nie, moen jou nie verdeeld van God sien nie. Do not divide. Do not part yourself from God and from everything that is His. Weereens, dis 'n herhaling basies van wat ons gesê het. Alles wat God se is joune. En wanneer jy in gebed kom, is dit belangrik om dit te verstaan. Do not be anxious. Moenie vreesagtig wees nie. Vreesagtige mense is eenvoudig mense wat hulle geskei sien van God. Want as jy een is met God, het jy geen rede om te vrees nie. God is met jou. As jy een is met God, het jy geen rede om te vrees nie. Alles wat syne is joune. So, dis baie belangrik wat my emosionele toestand is. Ek wil dit herhaal. Dis baie belangrik wat my emosionele toestand is wanneer ek in gebed tot God kom. My emosionele toestand moenie een van vrees, gebrek, besorgdheid, bekommernis wees nie. Maar dit moet 'n bewustheid wees dat ek verenig is met God. Wees oor niks besorg nie. Ek wil net teruggaan. Vers 6 sê wees oor niks besorg nie, maar vers 4, Filippense 4 vers 4 wat 'n baie bekende vers is, maar so baie keer buite konteks gekwoteer word en ek dink nie altyd die diepte daarvan word verstaan nie. Filippense 4 vers 4 sê verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Nou, wat Paulus hierso sê is die emosie of die emosionele toestand van jou hart voordat ons by vers 6 kom oor gebed moet een wees van blydskap. Daarom sê hy verbly julle altyd in die Here. Nou, ek wil net duidelik maak wat beteken in die Here. In die Here beteken in eenheid met hom, verenigd met hom, soos die Engelse sal sê, in union with the Lord. En hy woordjie Lord is 'n Griekse woord kyros wat beteken possessor, die een wat dit besit, die een wat alles het. Nou, God is die Heer van alles, met ander woorde, alles is syne, hy besit alles, alles behoort aan hom, die veel op 1000 heuwels behoort aan hom, al die goud en al die silwer behoort aan hom. So, wat Paulus sê is, verbly jou in die feit dat jy verenig is met die een aan wie alles behoort. Verbly jou in die feit dat jy een is, nie geskei is nie, nie apart is nie, maar dat jy een is met die een wat alles besit. Dit is die emosionele toestand wat in jou hart moet heers voordat jy na God in gebed kom. Moenie bekommerd wees nie. Verbly jou in jou eenheid met die God wat alles besit. Wees oor niks besorg nie, sê vers 6. Wees oor niks besorg nie. Nou, ek dink ek moet hierso stop want ons tyd gaan ons vang, maar ek wil in 'n volgende post, en ek sal nie weer so lank vat voordat ek dit doen nie, maar ek wil in 'n volgende post wil ek hanteer die res van vers 6. Maar vir nou wil ek hê jy moet dit begin oefen. Wanneer jy in gebed tot die Vader kom, dan moet jy rus. Moenie bekommerd wees nie, moenie besorgd wees nie, moenie vreesagtig wees wanneer jy kom in gebed nie. Kom met blydskap. 'n Blydskap gebore uit die oortuiging dat jy 'n seun van die Vader is en dat alles wat syne is, joune is. Verbly jou in die Here. Met ander woorde, voel die blydskap in jou hart. Gebore uit die oortuiging dat jy in union, in eenheid, een gees met die Vader is, vlees van sy vlees, been van sy been. Dit beteken alles wat syne is joune. Rus in die emosionele toestand. En laat dit jou hart heers. En kom na Vader met blydskap. Bid in blydskap. Dis die takeaway van vandag. Bid in blydskap. Moenie bid uit bekommernis nie. Bid in blydskap. Halleluja. Dis die gebed van geloof. Die gebed van die oortuiging
dat alles wat Vader se is, joune is, en wat jy vra, kom jou toe.